Hy kom toe uiteindelik uit en hy gaan staan reg voor my, toevallig. En dit is nou in die middel van die groep van journaliste. En hy kyk toe so af terwyl hy nou dink oor wat om te sê. En hy sien toe dis ek en hy sê, Mr. Robinson, it's so nice to see you. I followed your work during the time when I was at Robben Island, and we appreciate the work that you did. But it's time for you now to come back to South Africa, because there's work to do. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Freek Robinson, baie dankie dat ons vanoggend met jou kan gesels hier by jou huis in Johannesburg. En dankie dat jy tyd ingeruim het. Freek, die eerste televisie-uitsending, toetsuitsending, ten minste het van jaar 50 jaar terug plaasgevind en jy was byna van die eerste dag af betrokke en uiteindelik sou jy 45 jaar betrokke wees by TV. En na jy afgetree het jy ook nou nie gaan stil sit nie, inteendeel jy is baie besig. Waarmee hou jy jou besig deesdae? Wel, ek doen onderhoude vir Litnet, die Afrikaanse kanaal op die internet. En ek doen ook rubrieke en so nou en dan wat ek skryf vir wie ook al. Maar dit gaan redelijk goed en dit hou my besig. Die onderhoude in die bijzonder wat ek doen, 1 keer elke week, is lang onderhoude of 'n debat. En dit is daarop gerig om vir mense 'n bietjie net groter perspektief te gee. Min of meer op dieselfde manier wat jy ook waarskynlik probeer ek ook so iets doen, dat mense deur die medium beter inligting, vollediger inligting, sinvolle inligting vir mense kan deurgee. Jou van is Robinson, dis 'n Engelse van, tog is hy Afrikaans. Jou pa Maurice was Engels, maar hy het vir Afrikaans. Vertel ons in 'n neutedop, hoe het dit gebeur? Wel, ek het 'n bietjie 'n studie gemaak van die agtergrond van die Robinsons en so aan. En hulle kom saam met die 1820 settlers, het hulle aangekom in Suid-Afrika. Die grootvader van die Robinsons was Philip. En hy het op die skip van Engeland af na Suid-Afrika toe gekom. En toe hy hier so aanland was hy nog maar 'n babatjie gewees. Toe het Philip nou groot geword en hy het gaan boer naby Kraddock. En daar was 14 kinders of so iets gewees in die hele familie. En een daarvan was Charles gewees. En hy het toe kom boer in die Noordwes, soos dit vandag bekend staan natuurlik, nee. Hy het toe siek geword later en hy het toe verpleegster gekry om by te staan en so aan. En die was nou 'n Afrikaanse meisie gewees wat hom versorg het. En die Afrikaanse meisie het toe nou 'n kind gekry, 'n baba gekry. En die baba was toe nou Maurice. Hoekom daai naam nog gekies is vir hom, weet ek nie, maar in elk geval. Hy was omtrent so 19 maande of so. Het sy pa nog gelewe en toe is die toe nou dood. Maar toe het hulle nou gekom na die Noordwes toe. En my pa het uiteindelik destyds 'n tikkies toe gegaan. Ek dink nie hy het sy graad laag gemaak, hy het argitektuur of tekening of so iets. Het hy toe geleer en toe het hy sy groot wens, het hy uiteindelik bewaarheid, dit is 'n lang storie eintlik, dat hy 'n mediese dokter geword het. Hy was in die boubedryf gewees toe hy nou volwasse was en in die boubedryf het hy en sy broer na die Afrika lande toe gegaan van Noord-Rodesië, Suid-Rodesië en Malawi wat destyds Nyasaland was. En hulle het daar op kontrakte van die regering het hulle huise gebou, ook allerlei kantoorblokke, meer industrieel en so. En toe is Uhuru begin plaasvind in Afrika, dan die revolusionêre opstand teen kolonialisme en ons moes toe vlug uit daai lande uit, want dit was letterlik so dat dit begin met Jomo Kenyatta en ons moes alles net so los. Ek was toen nog maar 'n jong seentjie van 5, 6 jaar oud en my broer ook, hy's 2 jaar ouer gewees as ek en my suster wat bietjie jonger was as ek. Ons het nou almal saam gevlug. Terug in Suid-Afrika het my pa toe nou werk gesoek in die konstruksie en hy toe deur die NG Kerk het hy kontrak gekry om verskillende sendingstasies te bou. Hy het letterlik van die sendingstasies, ek dink 5 of 6 van hulle, het hy gebou wat ingesluit het dan 'n hospitaal, 'n kliniek, 'n kerk en dan in die algemeen sommer net huise en so aan.
Dit was in die Transkei geweest, ja. Daai sendingstasies is tot vandag nog aan die gang. En Kanzibe, bijvoorbeeld, is een, Islimela is die ander ene. Ag so, dat klompie het hy gebou. Wat goeie handewerk was en so. Terwyl hy nou besig daarmee was, het 'n ou van Kaapstad, 'n baie ryk wynboer, in die Transkei kom kuier een keer, gesien wat my pa doen en hom gevra en was hy gelukkig en so aan. My pa het gesê hy was 'n groot wens is nou hy wil 'n mediese dokter word. Toe sê die boer vir my, is goed so, ek sal vir jou betaal, gaan doen jou studies, word 'n mediese dokter en dan moet jy net terugbetaal aan my deur te kom werk. Op die hospitale wat jy nou bou, moet jy nou kom as dokter, as jy er klaar is. Wel, hy het toen nou goed aangegaan, maar na die 3de jaar of so, toe kon die boer dit nie meer volhou nie. Dit het nie goed gegaan met hom nie. Gevolglik moes hy toen nou opgee, en my pa toen nou natuurlijk het hy nou voor die werkelijkheid gestaan, dat hy nie meer kan vorentoe gaan nie. Hy het toe weer die constructie begin, maar toe in Pretoria, waar hy op universiteit was, en hy het goed gevorder, en uiteindelik klaargemaak. 1 jaar moest hij toen natuurlijk in boet. Maar hij het goed gedaan in zijn klas en gekwalificeerd. En toen ik in standaard 9 was, graad 11, toen het hij weggetrek, want hij was toen nou een medische dokter. Toen het hij nou Transkei toe weer teruggegaan om zijn vlug na te komen, zoals wat hij beloofd heeft. En hij heeft 2-3 jaar daar gebleven, zijn werk klaar gedaan. En toen het hy 'n praktijk begin, of aangesluit in Delmas. En toen daarvandaan het hy toen nou weer aangesluit ook bij 'n ander praktijk in Kraddock. Wat eienaardig genoeg is dat die oorspronkelijke stamvader, Philip, het op Kraddock geboer. So daai sirkel is toen nou voltooi. So my pa was toe daar in Kraddock wat hy gebly het, omtrent 'n stuk of 10-15 jaar. En toe is hy nou daar dood. Maar dit is hoe het gekom het. Die Robinson van het ek natuurlijk gehou, maar dit was de toevalligheid dat het so uitgewerkt het dat my grootouma Afrikaans was en by Charles se bed was, siekebed, en hom gehelp het, en op die ou einde is my pa nou in die proses gebore. Jou ma is ook vir my interessant. Haar naam is Frikkie, want sy is na jou oupa genoem, na haar pa, wie se naam jy toe op die ou end gekry het. Vertel ons so 'n bietjie van jou ma. Wel, sy is 'n wonderlike vrou geweest, uithou vermoë geweest. Jy kan dink, toe sy nou met jong kinders in Nederland en Noord- en Suid-Rhodesia gebly het, was dit erg geweest, want my pa was op konstruksie deur die verskillende lande, en sy moes maar vasbyt en op haar eie ons grootmaak, wel vir 'n paar jaar, ek dink hulle was om 3-4 jaar of so, het hulle daar gebly. En toe moes hulle allemaal vlug, my pa en ma tesame met ons kinders, en my ma moes toe nou maar die pot aan die kook hou ook, toe my pa nou op die Islimela sendingstasie was, as medische dokter, het sy nou my huis gehou, van ons kinders was nog in die huis, ek was nie, en toe my pa nou begin medies swat, toe moes sy uitspring, toe die ryk wynboer nie meer kon betaal nie, moes sy uitspring na die staatsdiens toe, en by die staatsdiens het sy dan die pot aan die kook gehou vir ons, en so het sy my pa gehelp dwars deur sy studies, en dit het moeilik gegaan. Jy kan dink, ons het toen nou 3 kinders gewees, en daar toen er nog 2 gekom daarbij, so is 5 kinders op die einde gewees. So, dit was 'n moeilike situasie. Sy is 'n hardwerkende, toegewyde, lieflike, aangename mens gewees. En so, ons is baie dankbaar dat sy ons ma was, wat in daai omstandighede vir ons gesorg het. My pa nou klaar as medische dokter geword het, toe het hy vir 'n klompie jare het hy aangegaan, en toe het hy ongelukkig nou het die huwelik nou nie meer gehou tussen hom en my ma nie, wat bitter jammer was. Maar ons kinders het toe almal min of meer af by ma se kant gekies, en ek het vir 'n baie lang tyd het ek nooit eers met my pa gepraat nie, want hy is die ou wat die moeilikheid veroorsaak het.
So ek is bly op die ou ende het ek daar 'n vrede met hom gemaak voor sy dood. Maar dat het so 10 jaar was. Dit was so 10 jaar dat ek glad nie eens omtrent met hom gepraat het of gekuier het nie. Wat jammer was. Jou politieke soort van bewustheid het gekom toe jy 2 jaar alleen in Pretoria moes bly op skool, jou laaste 2 jaar, ek neem aan standaard 9 in matriek. Ja. En Jaap Maree, interessant genoeg, het daar 'n rol gespeel van die HNP. Ja, ek het 'n vriend gehad, Pieter Grobler, wat gebly het in Rivera in die huis net langs Jaap Maree. So hy het op daai manier het hy baie natuurlik met Jaap Maree te doen gehad, want Jaap Maree het by sy huis het hy 'n groot voël ook gehad met allerlei voeltjies. Dit was nou sy stokperdjie geweest. En toe het hy nou vir die jong ouetjie gekry om te help met die kos gee en also aan. En die tyd ook het hy natuurlik propaganda aan Pieter Grobler se ore gefluister. Wat beteken het, ou Pieter het ook maar regs geword, baie regs. En ek was toe nou vriende met Pieter geweest en die gevolg is dat ek ook maar 'n regse klap weggekry het. Waaroor ek later nou 'n bietjie skaam was, maar ek was op my eie daar, my pa of ma was nie daar geweest om my te help om perspektief te kry nie. En nou Pieter Grobler was 'n absolute toegewyde herstigte nasionale partyman. Maar in 'n geval, ek het op universiteit toe ek daar kom vir myself begin dink en redelik vinnig besluit dat apartheid is 'n gemors. Ek het nie ongelukkig nie, wat sou ek sê, 'n toegewyde standpunt uitgeleef om apartheid te help afbreek nie. Ek het maar meer deur redenasie met medestudente en so aan. Het mens maar probeer perspektief kry, leer by mekaar, begin logies dinge oor dinge leer, saam met my medestudente die politiek van die land ontleed. En soos ek sê, toe ek besluit nie, maar ek gaan nie voortgaan om hierdie situasie te ondersteun nie. Ek onthou dat was 'n interessante storie geweest van ons voorsitter van ons studenteraad by die koshuis. Ek was in Boekenhout koshuis. Ja, ek het vir hom gevra, die voorsitter van ons studenteraad by die koshuis. Hy was 'n teologiese student. Ek het vir hom gevra nou, het die Broederbond jou al genader om deel te word van die Broederbond? Toe sê hy nee, hy weet daar niks van nie. Sê ek wel, wat die Broederbond doen is hulle gaan na skole toe, hospitale, wat ook al, enige vooraanstaande persoon wat daar is, wat 'n leidende figuur is in die openbaar, het hulle probeer betrek by die Broederbond. En toe vra ek vir hom, nou het die Broederbond jou al genader? Hy sê toe nee, en ek sê toe vir hom, wel dan moet hy net, maar net wag, want dit sal gebeur, dat hy jou gaan nader. En vraag is, in die eindeksamen, sy eindeksamen, as teologiese student, het die Broederbond hom genader. En ek sê vir hom, nou maar wat gaan jy nou doen? Gaan jy aansluit of gaan jy nie aansluit nie? Toe sê hy nee, hy dink die beste sal wees as hy sal net vir die professor sê, dat hy later daaroor sal besluit, hy wil nie nou nie. En dit was in sy eindeksamen gewees, en wat die professor hom genader het. En toe sê hy vir die professor wel, hy sal eerder wil wag totdat die eksamen verby is, en dan sal hy 'n besluit neem oor die saak. Toe sê die professor vir hom, dit sal miskien beter wees, as jy gouer besluit neem, voordat jy klaar maak. Jy weet, en die professor was, ek sal nie sy naam noem nie, maar hy was 'n vooraanstaande man in die samelewing. Maar daai ding het my bygebly, en ek het toe redelik aktief teen die Broederbond gewerk. Ek was 'n paar keer gevra om deel te wees daarvan myself, en of vir die Nasionale Party te gaan staan as politicus. Maar ek het toe nou al meer en meer teen apartheid begin redeneer vir myself en teenoor ander mense. Frik, maar op universiteit, jy erken dit deesdae nou self, was jy hartegat geweest, sê jy, want jy het in jou eerste jaar al, wat eintlik byna ongehoord was, het jy die HK uitgedaag oor 'n insident, oor drank en so aan. Ek is toch as 'n uitgesproke ou geweest, en ek en 'n vriend van my, wat saam gestudeer het lekker met mekaar meegeding oor logika en allerlei studente aangeleenthede en so. So dit het my geslyp
om 'n bietjie meer te dink oor dinge en nie net dit sommer te aanvaar nie. Nou, toe die joel gehou is, die groot vlotte bou van die studente en so van tikkies wat dan deur die strate van Pretoria gery het met hierdie vlotte en lekker tyd gehad het altyd. Wat gebeur het is, terwyl hulle besig was om die vlotte te bou, het hulle ook natuurlik dwars deur die nag lekker gesing, te kere gegaan. Sommige van die ouens het natuurlik lekker drank gedrink wat ons glad nie mag toegelaat is om te doen nie. Maar hulle het. Nou die een ou het 'n klomp drank aangeskaf en hy het natuurlik yskas het hy in sy koshuiskamer gesit en dan het hulle te lekker, die seniors het hulle nou met daai bier in die yskas by die kamer en by die vlotte het hulle nou lekker bier gedrink en daar's toe van die eerstejaars wat ook dieselfde tipe van ding gedoen het. Hulle is toe uitgevang deur die seniors en toe is daar groot konsternasie onder die eerstejaars omdat die seniors nou hierdie ouens gaan vervolg terwyl hulle self skuldig was aan drankmisbruik ook. Toe het hulle na my toe gekom van die eerstejaars en gevra of ek nie wil praat met die seniors nie, met die HK te kyk of hulle nie hulle standpunt kan verander nie, want hulle gaan, as hulle die seniors nou hierdie juniors of eerstejaars gaan verkla, dan is hulle loopbaan basis daarmee heen, want dan kan word geskort, hulle kan nie meer op die tikkies bly nie, en die gevolg is, dit gaan net verdoemende situasie wees vir hulle. En toe sê hulle maar, hoekom kan die seniors drank drink en ons mag nie? Toe sê ek, ja nie, maar dis ons stop se daar. Toe gaan sê ek vir ons HK lid op ons vloer, julle kan nie hierdie ding doen nie, en dit is onregverdig. En hy sê toe nie, maar wie is ek om so vir hulle voor te skryf? Ek moet my plek ken. Sê ek nie, ek ken my plek, maar ek ken ook die reëls. En so behoort jy dit te keer. En hy sê nee, maar dan gaan ons jou sommer eers voor die komitees kry en ons gaan jou uitsorteer. Maar toe word ek nou gedag om verhoor te word deur die HK. En toe sê ek, toe die HK nou begin het met die saak, toe sê ek, wel, kyk, ek wil net gou eers een ding baie mooi uitklaar. Julle weet daar is 'n reël dat niemand mag drank misbruik nie. En die een nou raak toe vreeslik kwaad. Sê maar, hoekom bemoei ek my met 'n saak wat ek niks mee te doen het? Sê ek nee, maar ek het baie daarmee te doen. Want dit is 'n onregverdige saak en almal van ons moet onder dieselfde reëls ons daaglikse studentejare hanteer. Ons kan nie dubbele standaarde handhaaf nie. En toe spring een ou op en skree op my en sê, wie is jy om so met ons te praat? En ek sê toe nee, ek sê nou vir julle, kom ons gaan kyk, nou terwyl ons hier so met mekaar praat, kom ons gaan kyk nou, na wat daai senior, wat nou so raas, wat hy in sy kamer het. Sê ek, ons weet dit, en hy weet dit. Dus hy het bure in sy yskas. En hulle raak toe nou kwaad en begin verder gil op my. En sê ek nee, maar het was soms maar 'n einde bring aan hierdie ding. Ons as eerstejaars aanvaar die reëls, maar ons gaan nie lewe met hierdie besluit wat julle genoem het. En as julle verder wil gaan mee, dan gaan ons na die koshuisvader toe, wat ook 'n professor in teologie is, en ons gaan vir hom vra wat hy hierdie saak oplos. Toe sê hulle, okay, ons los die saak. So toe het hulle die saak gelos, en die eerstejaars is nie vervolg nie. En die seniors dink ek het 'n groter besef gehad van, hulle moet maar by die reëls bly. Op universiteit was jy baie avontuurlustig. Jy het scuba duik, jy het onderwater hokkie gespeel, maar vir my die interessantste was dat jy gejag het eintlik onder water. Jy het vis geskiet. En dit was moes seker, jy weet, dis jag onder water, so daar was seker gevaar, ek meen haie en sulke dinge. Nee, dit was fantasties geweest. Ons het regtig 'n lekker tyd gehad as studente wat aan die duikklub behoort het. En die duikklub het 3 dele. Dus een is die scuba duikery wat ons almal ken van die bottelsduikery, né? Waarvan ons nie te veel gedoen het nie, want dit is 'n duurspel en as student het jy nie te geld nie. En dan is daar onderwater hokkie. Wat ek dink is waarskynlik die sport wat jy die fikste in moet wees. Want die hokkie word gespeel op die bodem van die swembad. En jy moet terwyl jy
daar op die bodem van die swembad is, moet jy die pak, soos het ons het genoem het, moet jy dan vir 'n maat gooi met 'n stok. Moet jy so die stok gebruik om die pak te gooi. En dan met jou maat dan die pak aankeer en dan vorentoe gaan. En uiteindelik by die ander kant uitkom by die doelhok. En dan moet jy nou maar 'n doel skoor. So ek was deel van die span geweest, die eerste span, 6 lede, waarvan ek toe nou 1 lid was. En my rol was altyd om met die begin van die spel en tussentyd nadat doele aangeteken is, moet ek van die kant af wegspring. Dit is nou van die breë kant van die swembad. Dan moet ek wegspring en eers by die pak uitkom, sodat ek dit kan aangooi vir 'n spanmaat en die gooi dan weer vir nog een. En so kom ons nader aan die doelhok en kry ons 'n doel uiteindelik. So my rol was, ek moes van die kant af onder na die bodem toe gaan. Dus omtrent op 8 voet. Ek moes reguit afgaan onder toe. Eers by die pak uitkom. En dan het ons het besit van die pak en dan kan ons daar moontlik skoor en die situasie hanteer en wen. So ek was letterlik die Franstou in die land met daai wegspring van die kant af, waarop ek nou redelik trots was. En ek was baie fiks gym toe gegaan en so aan. So dan het ons vis geskiet in Mosambik. Ons het daar gewoonlik gaan kamp, so 2 keer 'n jaar, baie basies. En ons reëls was dat ons moes vir onsself sorg en self kos gaan skiet, vis gaan skiet. Want ons kon nie bekostig om vir alles te betaal, of restaurante, of sulke goedes. So ons reël was, ons moet grootliks ons self kos verskaf, en sorg dat ons nie honger ly nie. En ons het dit gedoen, ons het pragtig, baie lekker vis geskiet. Ek was een van die 6, 7 ouens of so wat daai vis geskiet het en gesorg het vir die pot. Dit het letterlik ons teruggevoer na eeue gelede se strandlopers wat gelewe het van die see. En so moes ons lewe van die see vir so 2 weke of so. En geleer hoe om vis te skiet, om baie fiks te wees, deur die golwe te worstel. Ons kon nie 'n boot bekostig nie, ons kon nie met 'n boot ry nie. Jy moes deur die golwe worstel, by die ander kant van die golwe, by die diepwater, verder dieper inswem, en dan ook wag vir 'n vis, vir die visse, die jagvisse gewoonlik, wat so in midwater na ons toe gekom het, want hulle is baie nuuskierig. Dan sak hulle so midwater en kyk hulle jou so, en dan wag jy maar totdat hulle nader kom. En seker so 2 meter of so weg van 'n mens. En dan het jy gemik, jy hou jou asem op, jy hang in die water, en as die vis nader kom, dan skiet jy hom nou. Jy skiet hom hier so deur agter die kiewe, waar die dik vleis is, sodat jy daarom lekker vleis kan kry vir die aandete. En dan as ons nou terug is by die kamp, dan het ons die vis skoon gemaak, en dan het elke span 'n kans gekry om kos te kook, want er was 6 spanne of so wat ons ingedeel het. So elke span moes dan kos maak. So vir 5 van die 4 weekdae het jy dan rustig aan lekker vis kon eet. En dan is die volgende span se beurt natuurlik om verder te gaan. So dit is ons avontuurlike storie geweest. Die haie, was daar nooit probleme met haie nie, want ek meen as jy nou 'n vis skiet, dan is daar baie bloed wat sekerlik haie lok. Nee, daar was altyd haie. Jy het nooit geswem sonder haie nie. Trouwens, as jy nie haie sien nie, dan raak jy bekommerd. Want hulle is baie skelm. Hulle bekruip jy so van agteraf. So jy moet maar gedurig moet jy so swem met jou kop wat jy so draai, sodat jy kan sien as hulle kom. Want wat ons gedoen het, ons het 'n lang lyn met 'n bal, het ons uitgegaan in die waters om die vis te gaan skiet. Dan sleep jy die tou met die bol, sleep jy dan ook saam met jou. Want as jy 'n vis skiet, dan druk jy 'n dik stok deur die kiewe en die tou is dan vasgemaak aan jou geweer en op so 'n manier kan jy nou uitswem met die vis. Maar natuurlik, soos jy self opgemerk het, sommer binnekort, dan is die haie daar. Dan kry ons een van ons spanmaats om agter, dit is nie 'n lekker posisie nie, om agter die bal met die lyn te gaan waghou en die haie weg te jaag. Nou, hy is 'n skaamdier, hy is eintlik nie 'n probleem nie, behalwe daar's 'n paar van hulle, soos die tiger
skeertand, hulle is gevaarlik en hulle val aan. Maar ons ken hulle, die wat net so kom kennis maak. So, ons was nie reg aan die gevaar nie. Ek het persoonlik net een voorval gehad, waar ek agter by die bal afgeduik het, en hierdie een lekker groot kingfish geskiet, en toe is die haai redelijk vinnig daar. Maar wat gebeur het is, die vis het afgeswem onder toe na die koraalrif toe, 15 meter, 20 meter omtrent, afgeswem, en toe om 'n koraalrif gegaan, en toe ek sien, toe die vis is langs my, want natuurlijk, en die skiet, die vis onder die koraal deurgekom, het die vis langs ons beland, want die touw was onder die koraalrif deur, en dan soos die vis getrek het aan die touw, het die bol aan die ander kant opgekom, en sonder dat ek het gesien het ongelukkig, het 'n hamerkop haai oor my rug omtrent gery. Toe het ek natuurlijk kwai geskrik, maar 'n hamerkop haai is 'n snaakse ding, want hy moet so vin half voor met 'n klein mondjie. So hy kan jou nie byt nie, want hy het daai klein mondjie van hom. En ons het hulle in 'n geval met vrede gelos. Ons het nie van dit geëet, hoegenaamd nie. Ja, so ja, hy het gepla, maar nie te erg nie. Jy het toe met Karel Tennyson vriende gewees, en hy het by die Oggendblad gewerk, en jy het ook toe nou uiteindelik by die koerant by die Oggendblad begin werk. Ja, na ek my graad gekry het ek meneers ook geswat. En dit is nou terwyl ek meneers geswat het, dat ek hoofsaaklik aan die duikery ook deelgeneem het, gaan kamp het en also. Wat toe gebeur het is, Tini Tennyson was in daai tyd ook in die Afrikaanse klas gewees, en in daai tyd het hy al by die Technikon in Pretoria, dink ek, het hy gestudeer, en ek het met hom vriende gemaak, en hy het in Afrikaans meneers ook gewerk, so ons het saam, het ons dikwels van ons take afgehandel en so. Hy het aangesluit by Oggendblad, en goed gewerk daar. Hulle het my toe ook genader, hy wat Tini Tennyson is, het toe gesê, maar hoekom kom jy nie na ons klas toe nie, en dan loop ons saam klas. Wat ek toe gedoen het, en hy het toe die initiatief geneem toe televisie begin het, om aansoek te doen, te kyk of hy nie by die SAIK kan inkom nie. Wat hy toe gedoen het, toe televisie begin het, het hy dit toe reg gekry om 'n voet in die deur te kry by televisie, by die SAIK, want hy wou eintlik baie graag dramas doen. En hy het my gekry om toe saam met hom in die aande te werk by Oggendblad as 'n subredakteur, en in ons kantoor was Koos du Plessis, die liedjieskrywer, was hy daar, en hy was die hoofstuk. Hy het fantastiese leesvaardigheid en skrifvaardigheid gehad. So ek het in 'n baie kort tyd baie vinnig by hom geleer hoe 'n mens met dissipline kan leer. Maar in 'n geval, Tini het my toe gesê, hy maak afsprake vir my. Ek gaan toe na die SAIK toe in Johannesburg, gaan doen daar toe 'n onderhoud, en die onderhoud het goed gegaan, en hulle het my toe laat weet, daar soos nie ander werk nie, maar daar is 'n pos by nuus. Toe sê ek, ja goed, ek sal dit vat. En toe het ek nou gegaan Johannesburg toe, nie drama soos wat ek en hy wou nie, maar nuus, en dit het goed gegaan. Ek het dit geniet ook, en dit was 'n besondere ervaring. Maar ons moes, omdat dit Afrikaans was, en dan nie Afrikaanse televisiemense in Suid-Afrika was nie, het ons self as pioniers opgetree, met die ouens van daai tyd in nuus, want daar was niemand om vir jou te leer hoe om dit te doen nie. Jy moes maar self jou bes doen, en so op die lug bly. In 75 toe word jy by die SAIK as 'n TV-joernalis nou aangestel en so aan. En dit was ander jare, jy het nou gesê pioniersjare, daar tot 20 mense aan 'n nuusbulletin gewerk. Dis eintlik ondenkbaar. Maar jou eerste storie as 'n joernalis in die veld was die Soweto opstand in 76. Ja. En ek dink daar was jy saam met 'n kameraman Chris Skutte, en jy het amper met julle lewe geboet toe jy daar inry by Soweto. Ek was
aangestel as 'n lesenaar joernalis. Met ander woorde, ek het daar op die einde van die lang tafel het ek nou gesit en my storieetjies gedoen. Die redakteur het aan die ander eind van die tafel gesit en hy het maar vir my klein storieetjies gegee soos Busramp en Punjab wat ook al. So dit was die situasie met my. Ek was nou maar iemand wat nog moes leer, maar ons het ook saam geleer want nie een van ons het eintlik al die volle kennis gehad oor televisiejournalistiek nie. Ek het my stories gedoen. As ek nou klaar my storie geskryf het, dan het ek het vir die redakteur kom gee. Ons inligting het gekom uit Telex uit wat van Reuters af na ons toe gestuur is en ook televisie rolletjies met stories wat ons dan gekry het. Elke tweede dag kry jy so blik waarin jy die rolle film kry en dan het ons saam na die redigeerkamer toe gaan, so die 5-6 van ons, en dan kyk ons deur die film en besluit dan watter film gaan ons gebruik en hoe lank dit gaan wees, wanneer in die bulletin en alsvan. So, dit het goed gegaan. Ek het redelik vinnig geleer ook en hoewel ek daar op die einde van die tafel gesit het, het ek binne 2 jaar gevorder tot 'n redakteur myself. Samenstelling van die bulletin. Dit was omtrent so 2 jaar nadat ek begin het, nou was 77, nee. So, wat gebeur het is, terwyl ek daar gewerk het by die nuuslesenaar, het ek agtergekom dat ek sal eintlik graag in die veld wil wees. Ek het so na so 6 maande, toe die redakteurs my 'n kans gegee en sê, okay, die Soweto onderste het uitgebreek in 76 en hulle het my in die middag, in die agternamiddag gestuur saam met 'n kameraman om te gaan verslag doen. Het nie veel toe gebeur nie, maar vroeg die volgende oggend is ons uit. Ons het na die Bantu Sake se kantoor gegaan in die stad van Johannesburg. En toe het ons eerstens gery na die polisiestasie toe, sodat ons onder beskerming kan kyk of ons nie film in die hande kan kry nie. Ons het toe eind ingery in Soweto en toe sien ons daar voor, is daar moeilikheid. Ek sê vir die kamerman, Chris, luister, kom ons gaan elders heen, vat 'n ompad, gaan na die polisiekantoor toe, sodat ons onder beskerming is. Nee, sê hy, ons moet eerder nader kom. Ek sê toe nee, ek dink nie, dit is 'n goeie ding nie, maar hy sê nee, kom ons kry lekker visuals, kom ons gaan vorentoe. Toe ry ons in die rigting van die geraas, dit is toe letterlik honderde jong kinders, 16 jaar oud of so, wat marseer en hulle loop die hele straat vol. Ek sê toe weer vir die kamerman, nou moet ons omdraai, ons kan nie verder vorentoe gaan nie. En kan sien, die kinders het ons al gesien ook, en hulle begin hardloop na ons toe, en klippe optel. Ek sê toe vir Chris, nee, Chris, draai om dadelik. Wat hy toe nie doen nie, toe sê ek, Chris, kom uit, en ek trek hom uit, agter die stuurwiel, en ek klim agter die stuurwiel in, en toe is die ouens al by ons, die leerlinge, en hulle gooi ons met klippe. Ek probeer toe die kar aanskakel, maar ek sien toe, ek kan nie die sleutel gebruik nie, want hy is afgebreek in die slot. Want Chris het so uit vrees natuurlik ekstra krag gekry, maar toe trek ek hom uit, toe ek sien die kinders is nou op ons, en ons hardloop toe, en ek sleep hom agterna, sodat ons voor die kinders bly, die leerlinge. En ons, terwyl ons so hardloop, toe is daar 'n kar wat so van die sykant af uitkom, uit 'n straat uit, langs ons lange ry, en die bestuurder wat skree, spring in. Ons maak toe die deur oop, en ons spring in die kar, en die persoon, bestuurder jaag toe weg. Toe ons uiteindelik by die einde van die Soweto kom, toe sê die polisie, ja, ons het julle ons gewaarsku, julle moet nie ingaan nie, maar kom nou weg. So ons het toe in die kar verder gery, na die hospitaal toe, in Baragwana het ons gery, en daarvandaan was natuurlijk kantoor toe, met die bloed wat so afloop van my af, wat vreesaanjaende situasie was. Ek is toe dadelik uit die span gehaal, uit die actieve journalistiek, weer terug na my ou possie op die einde van die lesenaar, en so het ek hard kennis gemaak met televisiejournalistiek in die praktyk, maar dit is 'n vuurdoop wat my gemotiveer het
En ek het toe na so 6 maande weer teruggegaan, Lesnar toe, en my onderhoude gedoen. Kom ons gesels net oor eerwaarde Ellen Hendrikse van die Arbeidersparty en sy kollegas wat in die see gaan swem het. En PW Botha wat toe nou baie ontsteld wat, want dit is nou die tyd van die 3-kamer parlement, en jy het toe nou 'n storie gedoen waar Hendrikse bedank het as 'n kabinetslid, en PW het toe 'n brief geskryf wat jy toe 3 keer op lig moes voorlees. Ja, die situasie was dat Hendrikse was 'n lid geweest van die kabinet, maar sonder portefeulje, en hy het van die standpunt uitgegaan, terwyl die Arbeidersparty baie kritiek moes verduur omdat hulle aangesluit het by die kabinet, het hy nogtans gesê, hy gaan vorentoe, hy gaan van binnekant af probeer verander, en hy gaan apartheid doodleef, of minstens skade leef. So wat gebeur het is, hy het toe die storie gaan doen in Port Elizabeth, van Hendrikse wat gaan swem het. Nou die doel van Hendrikse en ander in die Arbeidersparty was om te wys dat klein apartheid, hierdie nonsens van blankes mag nie gaan sit op 'n bankie in die nie-afdeling. Mense moes by die agterdeur kruideniersware gaan koop. Jy mag nie in die openbaar gaan swem in die see by die blanke afdeling nie, want die boortjies staan oral daar, net vir blankes. So hulle besluit, nee, dis nonsens, ons gaan daar by swembad swem, ons maak dit ons taak, dat ons werklik lewend apartheid skade doen. PW het toe nou gehoor daarvan, en hy is baie kwaad, en hy sê, hier is daar 'n kabinetslid, wat doelbewus die grense van reëls oortree. Maar mens kan jy vandag nie indink nie, hoe is dit dat 'n man soos PW apartheid verwag het van sy kabinetslede, wat ingesluit het aan Hendrikse, breinmense, swart mense. Hoe is dit moontlik dat jy daai vernedering wat mense in elk geval van dag tot dag moes deurgaan, dat jy dit nog verder kan voer deur te eis dat die breinmense, swart mense moet bly by die reëls, soos byvoorbeeld om nie te gaan swem in die blanke strand nie. So PW het toe aangedring daarop dat Hendrikse om verskoning vra en dat hy hom weerhou van sulke dinge. Maar Hendrikse het gesê nee. Hy kan wel verskoning vra teenoor die president homself oor die boei en die drama, maar hy gaan nie terugtrek wat hy gedoen het nie, want dit was verkeerd. Dit wys dat apartheid kan nie werk. So hy het toe besluit hy gaan bedank en hy gaan hom onttrek met die situasie, want hy kan nie langer so aangaan nie. En wat daai tyd toe gebeur het is, die SAIK se topbestuur het met die drama het hulle Kaapstad toe gegaan en daar het hulle toe nou gevra wat moet ons doen. Hulle het 'n opdrag gegee aan die redakteur om PW se wil uit te voer. PW het toe ook vir ons laat weet dat ons moet sy verklaring wat hy uitgereik het, moet ons uitsaai. Want wat ek gedoen het, ek het met Hendrikse onderhoud gedoen oor die hele affære, waar hy redelik krities was. Hy het begin om Hendrikse aan te val om te sê, kabinetslid kan nie so optree nie. En ons het toe teruggegaan, ek het teruggegaan na die swemmery, en termidde van al die drama met PW Botha, het ek toe nou die opdrag gekry van die redakteur, is dat ek moet 3 keer sy brief lees. Want hy het 'n brief geskryf aan Hendrikse. Nadat Hendrikse nou in die see gaan swem het hy 'n brief ook aan Hendrikse geskryf, waarin hy daarop aandring dat hy om verskoning vra en dat hy dan bedank, want hy kan nie op daai manier voortgaan deur aktief die kabinet en vir hom uit te daag nie. So ek het die bulletin begin deur vir hom te vra. Hy moet verduidelik Hendrikse hoekom hy dit gedoen het, wat hy die verduideliking gegee het. En PW Botha het toe nou die brief geskryf waarin hy PW Botha aansê om te loop. Maar toe het Hendrikse alreeds in die praktyk sy openbare bedanking ingedien. So die groot ongemaklikheid vir PW was dat hy wou vir Hendrikse feier, maar Hendrikse het bedank voordat hy hom kon feier.
En dit was om 'n groot frustrasie geweest. En toe tegen gesê, dan moet ek daai brief lees. Ek sê toe vir die redakteur, maar dit is malligheid. Mens kan ons nie dit doen nie. En hy sê, nee, ons moet dit doen. En hy gee die brief vir my en sê, gaan lees hom. En ek sê toe, nee, ek gaan nie dit doen nie. Hy sê, wel, dan gaan ons jou afdank, want jy moet 'n bevel nakom. Ek loop toe in die atelier in, want mens moet seker nou maar gehoor gee. In die atelier sien ek, sit toe F.W. de Klerk. En ek sê vir hom, meneer de Klerk, wat is die situasie nou? Hy sê, nee, hy is vir 'n ander saak as hy hier is. En dit is om te praat oor swart onderwys, wat hy die minister was in daai stadium. En toe sê ek, wel, meneer de Klerk, ongelukkig moet jy nou aanvaar dat ek jou baas ten goede moet wees op lig. En ons kan nou niks daaraan doen nie. Ek en jy moet nou aan die omstandighede luister. Vergewe my, maar ek moet nou eers 'n brief lees. Wat ek toen nog gedoen het. En toe is dit natuurlijk verskriklik in die koerante en in die media gekritiseer. Spotprint is van my geteken ook. Wat nou die 3 keer moet die brief lees. Wat 'n vernedering was vir my ook. En ek is baie gekritiseer dat ek dit gedoen het. Maar wat moes ek in die omstandighede doen? Ek het nie veel van 'n keuse gehad. Die hoof van die SAIK natuurlijk was Rian Eksteen en hy was 'n aanstelling van Pik Botha van die regering wat die opdrag eintlik soos van gekry het agter die skerms dat hy met die nasionaliteit bevorder. Hierdie drama van Hendrikse het toe natuurlik veroorsaak dat hy dit nie kon doen nie. En Eksteen is sterk aangeval deur P.W. Botha en hy het opgegaan teen die berg uit met die karretjie op Tafelberg gaan sit en pyns oor sy toekoms. Want hy is toe nie te lang daarna nie, is hy in elk geval ook. Het hy bedank, as ek het reg onthou, en is hy weg. Maar niks het gebeur met die redakteure en so nie. Maar hoewel ek is gekritiseer, maar ek is in die situasie geplaas, sonder dat ek hoegenaamd wou. Nadat jy in die parlement in die Kaap was en het lyk my toe nou vir PW erg ontstel het, is jy toe verplaas Londen toe, maar jy was geweldig ongelukkig daaroor dat jy Londen toe moes gaan. Kyk, normaalweg sal 'n mens baie geëerd voel en 'n fantastiese ervaring belewe om die SAIK se verteenwoordiger in Londen te wees. Want ek was nie net in Londen nie, maar die hele Europa. So ek het toe moes oppak en Engeland toe gaan en daar verslag doen vir die hele Europa, sonder dat ek aansoek gedoen het vir die pos. En dit was vir my baie vreemd geweest, dat ek sommer uit die bloute uit, ek was toe politieke redakteur geweest by televisie. Ek is sommer uit die bloute uit gevra deur my baase, dat ek moet die SAIK se verteenwoordiger gaan word in Londen. Ek sê toe vir die redakteur, ja, dit is interessant, maar hoekom moet ek Londen toe gaan as die huidige SAIK verteenwoordiger nog 6 maande het of so. Dis mos 'n bietjie voortydig. Ja, hulle het ander planne en so met hom, Clarence Skeiter. Ek moet maar gaan na Londen toe en my ding daar gaan doen. Ek is toe redelik ongelukkig oor die situasie. Want terwyl ek bly moes wees en geëerd, was ek ook verneder, want ek is weggestuur sonder dat ek nou deel kon wees van die hele evolutieproses van die SAIK en hervorming en so aan. Vrylating van Nelson Mandela en so aan. Dit is 'n besonderse tyd om hier so in Suid-Afrika te kon journalist wees. Ongelukkig het ek toe nou, terwyl ek nou journalist was in Londen, moes ek maar ligte stories doen. Want die SAIK is persona non grata gewees in die hele wêreld. Sodra ek iemand gebel het, selfs 'n konservatiewe lid van die konservatiewe party van Brittanje, sodra ek onderhoud wou doen, dan sê hulle nee, jy's propaganda. So ek het maar stories gedoen soos 'n Suid-Afrikaanse vrou wat 'n hondeteeler en afrigter was. En die skaaphonde, dan blaas hy 'n vletjie en 'n hart op die hond in verskillende rigting. Dis die soos van stories wat ek gedoen het, want ek kon nie ernstige stories doen nie, want niemand wou my die kans gee om dit te doen. F.W. het toen natuurlijk sy groot evolutieproces begin en hy het Nelson Mandela vrygelaat
En hy het ook verskillende organisasies vrygelaat soos die ANC. Ek is toe verskriklik opgewonde oor die situasie, want skielik het al die deure vir my oopgegaan terwyl ek in Londen is en kon ek baie onderhoude doen sonder enige drama. Hande omkeer. Het is ongelooflik hoe vinnig dit gebeur het. En hoe almal skielik SAIK hanteer het asof ons nou deel is van die heilige span van Nelson Mandela. En ek het toe Nelson Mandela ontmoet ook oor see. En dit was vir my 'n besondere ervaring geweest om hom te ontmoet. Hy het, toe hy vrygelaat is, sy eerste besoek gebring aan Frankryk. En ek het toe gereël met die Franse Departement van Buitelandse Sake dat ek film kan neem van Mandela wat vir Mitterrand, wat die president was, ontmoet het. Toe ons is toe by die paleis, die LSE paleis, vroeg die môre is ons daarin en hy het ons Buitelandse Sake van die Franse het ons gevat binne-in om film te neem en toe vat hy ons uit na so binnehof van die paleis en ons is toe by die binnehof. Hy sê ons moet daar bly terwyl die samesprekings aangaan. En na die samesprekings sou daar 'n nuuskonferensie wees met Mandela wat dan met ons praat. Daar was seker 100 joernaliste van oor die wêreld. En ek sien toe daar's nie plek vir ons, want daar's baie baie joernaliste. Maar daar staan op 'n spesiale paviljoen wat gebou is. Ek sien toe daar heel agterkant bo is daar 'n plek om te gaan staan. Ek sê toe vir die kameraman, klim op en van bo af met jy 'n mikrofoon laat sak en dan kan jy met die kamera inzoom, dan het ons musiekklank en die beeld en dan kan ons die storie vertel. Hy het toen dit gedoen met 'n lang koord die mikrofoon laat sak. Ek het toe op 4 voet het ek gekruip tot heel voor en langs 2 kameramanne ingedruk. Daar het ek gestaan met die mikrofoon, wagtende vir Mandela en om die onderhoud te doen. Hy kom toe uiteindelik uit, groet van Mitterrand en hy gaan staan reg voor my, toevallig, want dit is nou in die middel van die groep van journaliste. En hy kyk toe so af terwyl hy dink oor wat om te sê en hy sien toe dis ek en hy sê, Mr. Robinson, it's so nice to see you. I followed your work during the time when I was at Robben Island, and we appreciate the work that you did, but it's time for you now to come back to South Africa, because there's work to do. Wel, jy kan jouself net voorstel, ek wil dit mens onder sy boog geslaan. Ek kon nie glo dat hierdie ou met daai aansien wat hy het, tyd afvat aan die heel begin van 'n internasionale nuuskonferensie, om eers met my te praat nie. So, van toe af natuurlik het dit met my tyd as politieke journalist goed gegaan. Ek het toegang gehad tot die ANC, tot Mandela in positief sin en het ek my ding gedoen. To Freek Robinson, best wishes to a TV presenter who enjoys our highest esteem. Mandela die 12de van die 12de 98. So hy het sy Long Walk to Freedom autobiografie toe nou vir jou geteken. En dit is waarskynlik ook die rede hoekom ek toe gekies is toe daar 'n debat in plaasvind tussen de Klerk en Mandela. Toe daai debat moes plaasvind, is ek gekies as die voorsitter daarvan. En ek is gesê daai tyd, ek weet nie of die waarheid was nie, deur die tegniese regisseur in die ateljee, dat die onderhoud is uitgesaai na 800 miljoen mense in die wêreld. En ek is steeds verwonderd daaroor dat ek gevra is om die voorsitter te wees van daai debat. Maar dit het baie goed gegaan. In Engels nogals, ek het daai tyd toevallig net 'n goeie tydperk belewe met my Engels, want ek is na verskillende politieke partye vergaderings toe, uitsendings, buite uitsendings en so aan. Ek is baie prakties betrokke gewees by die verskillende partye se vergaderings en so aan. En alles in Engels natuurlik. So ek het lekker daai storie kon doen, die voorsitter wees van daai debat en dankbaar dat ek die kans gegee is. Want dit verduidelik dat ek nie 'n nasionale party of ANC lid was nie, maar dat daar waardering was reg oor die spektrum vir die werk wat ek gedoen het. So ek is trots daarop. Ek moet sê ek onthou daai TV debat, ek was nog uit die aard van die saak maar 10, 11 jaar oud, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was 'n ongelooflik indrukwekkende debat en dit gebeur glad nie meer dat twee presidentskandidaate met mekaar debatteer nie, wat eintlik baie hartseer is.
Maar jy het ook gesê in daai debat, dit was so fyn uitgewerk met tyd en elke party het vooraf, elke kandidaat, de Klerk en Mandela het allerhande vereistes gehad en jy kon nie eintlik opvolgvrae vra nie en in daai opsig was dit vir 'n bietjie van 'n teleurstelling. Die ANC in die besonder het daarop aanspraak gemaak. Dit nie 'n vraesessie moet wees nie, maar 'n soort van gestruktureerde onderhoud. En hulle het toe gevra dat daar slots op sy gesit moet word vir die twee en dat dit presies uitgewerk moet word. Soos byvoorbeeld dat daar word 'n muntstuk geskiet, dit sal bepaal wie eers begin. En as jy eers begin, dan word dit so verander dat die volgende spreekbeurt is aan die volgende ou, dan kry jy kans vir repliek, kry jy ander ou kans vir repliek, kry jy ou weer 'n kans om eers te praat, dan hou jy kans om weer eers te praat en so aan. So ek kon nie, ek vra nie, ek moes net sorg dat hulle by die tyd bly, maar dis twee sterk sprekers met 'n sterk wil van hulle eie. So dit het moeite van my gekos en werklik sou sê streng beheer sodat hulle nie met my weghardloop nie. So en dit het goed gewerk. Hulle het saamgewerk, hier en daar het hulle kanse probeer vat, maar dan het hulle onmiddellik tot orde geroep. En maar op 'n vriendelike, mooi manier. En so die debat toe nou afgeloop, baie goed en geen drama nie, te lekker. Die SAIK het toe vir ons gevra dat de Klerk en Mandela moet gaan na die SAIK se gebou toe en daar sal hulle dan versnapperinge voorgesit word en sal ons nou net na die debat bietjie ontspan en lekker daaroor gesels. Ek gaan toe vooruit na die plek toe waar ons die vergadering moet hou of die geselligheid moet hou en loop na die SAIK se huiser toe en die onthaal was op die 27ste vloer van die SAIK. So ek het toe nou geloop, want ek vra die seniors om Mandela te gaan ontmoet by die voordeur en om in te bring na die lokaal waar die versnappering voorgesit is en dat hy nou deel kan word van die prentjie daar. So ek wag toe vir Mandela kom toe nou daar aan by die SAIK se lokaal waar sy ete sou hou en terwyl ons so loop na die lokaal toe, na die huiser toe is daar 'n swart vrou, dit is al 10 uur in die aand, swart vrou wat met 'n poleerder besig is om die vloer te vee en te poleer. En terwyl ons so loop te sien Mandela nou hierdie vrou en hy sê, "Excuse me, Miss Robinson, just give me a moment." En hy loop toe na die vrou toe en hy groet haar en sê, "Hello mama, how are you?" En sy sê, "No, Mandela, I'm okay. It's so wonderful to see you." And I said to her, "It's so wonderful to meet you. You are the type of person that we want in South Africa. Someone that's working even 10 o'clock at night so that we can build this country. Thank you." And I said, "Mr. Robinson, let's go." En dan gaan ons toe. So dit is die soort van mense wat hy was. Mense wat sê hy is 'n terrorist, hy is 'n communist, weet eintlik nie waarvan hy praat nie. Hy is 'n mens en ek het dit gesien hoeveel kere, verskillende plekke, hoe hy met sy charisma 'n saak kon ontlont en vriende maak met mense wat eers vyande was. En de Klerk het toe nou nie daai geselligheid bygewoon nie. Hy het nie. Ek dink nie enigiemand van die twee het gewen in die debat nie. Ek dink dat het maar gelyk opgekom. Maar hy was redelik ongemaklik want hy dink nie dit het so goed gegaan nie. Daar was 'n voorval wat jy in die ateljee in Johannesburg gesit het en daar was 'n debat en daar het 'n IFP persoon in Durban gesit en Boetlesi daar ingestorm. Wil jy nie vir ons daarvan vertel nie? In daai tyd voor die verkiesing was natuurlik 'n gewelddadige tyd, 'n moeilike tyd. Daar veral in KwaZulu-Natal natuurlik, waar daar 'n groot stryd was tussen die ANC en die IFP, geweld by kos van hierdie mynhuise se mynwerkers het hulle verskriklik verpolitiseer geraak en geweld gepleeg, moorde gepleeg. Het was 'n moeilike tyd. En ons het toe gereël dat ons 'n debat doen tussen die ANC en die IFP. En so het gekom dat die IFP was in die ateljee by my gewees
in Durban was verteenwoordiger van die koning. En die storie was die tyd dat as die IFP aan die verkiesing deelneem en die Zulus oproep om te stem, wat dan van die koning? Wat is die posisie van die koning? En Sifiso Zulu moes toe praat namens die koning en verduidelik wat die situasie is. En die koningsverteenwoordiger het toe gesê, maar hy praat namens die koning en die koning praat op sy eie en hy praat sonder dat hy deur die IFP lastig geval hoef te word. Die IFP is 'n politieke party, het niks te doen met die koning se standpunt nie. Die koning is in beheer van die Zulus en as gevolg daarvan moet die IFP maar liefst sy eie ding doen en stil bly. Buthelezi was toevallig daai tyd was hy in die atelier ook gewees, maar in 'n ander atelier waar hy onderhoude gedoen het. Maar hy wou toe kyk wat gebeur met die debat tussen die IFP of die koningshuis en die IFP. So hy sien toe op die monitor dat hierdie ou sê Buthelezi sleg en hy vervies hom toe verskriklik. Hy het geweet waar is die atelier en hy loop toe so toe na die ander atelier toe en hy bars in die atelier in saam met leiwagte en so aan. En ek sien toe daar soos iemand wat op 'n stoel hanteer. Dan dis 'n baie moeilike situasie. Ons is regstreeks op lig en dis net verskriklike commotion, geraas in die atelier. En ek sien toe voor die Buthelezi en dat hy deel is van die groep wat nou so moeilikheid maak. En ek begin praat met hom. Sê, Dr. Buthelezi, I can see it's you there. This is Freek Robinson. Can you please just take a seat, take it easy. Mr. Buthelezi, please, can you just sit down and allow us to do an interview with you? If you want to speak, then do so, but take it easy. And ek sê to him, I can see someone has a gun there. Please, if you can just leave the studio. There's no place for you to carry a gun or whomever is doing so. You must just realize that we're live on air and this is going out. You're making a big mistake. Please come to order. En Buthelezi is rond, kyk, ek weet nie waar is die vandaan kom nie. Ek praat weer met hom en sê, dis ek wat met hom praat en hy moet asseblief tot orde kom en nie verder 'n geraas maak in die atelier nie. Wat hy toe gedoen het en hy gaan sit toe ook sommer en hy van sê, explain to us why did you do that? Wat hy toe 'n bietjie gepraat het en toe sê ek hom, what is unfortunate because we were live on air and it's an embarrassing thing that you did. I said, well, I'm sorry, Mr. Robinson, but the man from Sifiso was obnoxious. I said, okay, that's fine. This is the end of the interview. En toe het ek met hom gepraat en klaar gepraat en daar was 'n groot drama en natuurlik in die media die volgende dag om te sê dat ons toegelaat het dat hy die onderhoud kaap of die debat kaap. En die baase en almal was toen in verskriklike onderhandelings met die IFP probeer tot 'n vergelyk kom dat hulle onderneem dat hulle nie weer so iets sal doen nie. In 'n geval, die volgende dag toe daar al die drama was, het niemand verwys na my en my rol wat ek gespeel het nie. Maar wat moes ek doen in die omstandighede? Ek sit 600 kilometer weg van Buthelezi en hy is besig om daar amok te maak en 'n gevaarlike situasie te ontwikkel met die pistool wat iemand seker aan 'n leiwag van Buthelezi gebruik het. So dit is 'n voorbeeld wat hy later vir mense in opleidingssessies vir jong joernaliste uitgewys het is om te sê, jy moet assertive wees, soos wat Engels sê. Jy moet sterk optree in 'n debatsituasie. Jy moet mense tot bedaring bring. Nie toelaat dat hulle met jou weghardloop nie. Hou die leiersel steeg vas die hele tyd. Sorg dat jy die situasie hanteer, dat jy in beheer is en dat jy in daai beheer toesien dat inligting ook nog uitgesaai word. En dit interessante ding, as mense kwaad raak vir mekaar, dan kan dit goeie televisie wees, maar jy ongelukkig dra jy nie inligting oor nie. Jy gee nie perspektief nie. Jy help nie mense tot groter begrip nie. Dit is net 'n lawaai, dit is net 'n geraas. En ek dink dit is nog 'n goeie voorbeeld gewees van hoe jy sonder dat jy daar is,
beheer kan uitoefen met jou stem. Net met jou stem. Dit is net deur 'n dringende stem wat suiwer en duidelik en hard praat en vir mense sê, hulle moet bly by die onderwerp met jou weghardloop nie. Jy het toe uiteindelik byna 20 jaar fokus met Freek agenda aangebied, maar ek wil kom by 2008, toe jy by RSG Praat Saam aangebied het, en dit was vir jou lekker geweest. Dit is deur Magdalene gevra, wat die hoof was van RSG, om Praat Saam te kom aanbied, wat toe fantasties was. Ek het dit vreeslik geniet, want dit is omtrent 'n uur elke môre wat 'n mens tot jou beskikking gehad het om enige interessante ding aan te pak, onderhoude te voer met mense wat in beheer is van sake, wat nuusmakers is. Ek het dit regtig geniet en ek dink die radiomense het dit ook waardeer, dink ek, die luisteraars en so aan. Dit het goed gegaan. Mense was bereid om te praat, belangrike mense. En ek dink dit is gewoonlik 'n teken van geloofwaardigheid as mense bereid is om ja te sê vir 'n debat of 'n onderhoud. So, ons het toe dit so vir so 3 jaar het ek dit gedoen en toe is ek Mnet toe. Ja, jy is een toe en uiteindelik is jy die persoon in Suid-Afrika wat die langste nuus aangebied het, by E-nuus en by die SAIK nuus en aktualiteit aangebied het. Freek, is daar iets waaroor jy spyt is? Ek is deur ETV gevra om by hulle nuus te gaan doen en ek het daar gebly in 5 jaar of so. Maar ek het aktualiteit gedoen, Robinson regstreeks op televisie. So dit was lekker geweest, dat ek die volle spektrum van dinge kon doen, radio, televisie, nuus lees en aktualiteit op televisie. So as jy die hele tydperk neem, dan is dit waarskynlik meer as wat enigiemand anders gedoen het in Suid-Afrika. En ek is nie spyt oor enigiets wat ek gedoen het nie. Vandag as ek terugkyk, dan dink ek net, 'n mens moet meer bewus wees van die omstandighede waarin jy jou bevind. En in hierdie land, met sy hervorming en sy geweldige probleme, is dit 'n uitdaging van 'n joernalis om werklik betrokke te wees, om inligting uit te saai, om mense te help om begrip te hê. Dit is regtig nodig dat mense besef het van die belangrikheid van dit wat jy doen en die impak wat jy maak. En as jy daarbey hou en objektief bly, in goeie gees, met vriendelikheid, met werklike toewyding, dan moet jy sukses behaal en 'n verskil maak aan die openbaar. En dit is nog altyd my missie geweest van die begin af. Jy saai nie net sommer uit om uit te saai nie. Jy saai uit sodat mense kan hoor en kan praat en vryheid van spraak het en kan luister en gesamentlik in daai proses van 2 van julle of meer dan wat praat en wat luister, sodat ons op 'n beter plek in Suid-Afrika kom en ons werklik dialoog kan voer op 'n positiewe manier. Waarop is jy trots? Ek dink seker maar die Mandela debatsituasie. Dit was seker, want jy kan dink, as jy voor soveel mense moet uitsaai, dan is dit nogals erg. Die tegniese regisseur van daai debat het seker 30 sekondes voordat ons op lig gaan. Hy het vir my gesê, Freek, I just want to remind you that you are going to broadcast to 800 million people in the world. En my hart omtrent uit my bors uitgespring toe ek dit hoor. Maar ek het net vir myself gesê, jy gaan beheer uitoefen en jy gaan sorg dat dit sukses is wat dit toe was, dink ek. Is daar iets waarvoor jy bang is of was? Nee, niks waarvoor ek bang was nie. Waarskynlik versigtig in sekere omstandighede, maar nie bang nie. Mens moet net jouself oorgee aan die hantering van die volle situasie. Ek was byvoorbeeld in verskillende situasies by direkte uitsendings voor die verkiesing, waar daar 1000 mense was en 'n stuk of 12 politieke partye. En dan moet jy nou die spul beheer en so aan. Maar jy moet so sterk sorg dat jy in beheer bly. Daar's nie tyd vir bang raak nie. Daar's net tyd vir vorentoe gaan en beheer wees van die proses. So ek was nooit bang. Ander belewennisse, soos om uit te wees in die veld en 'n leeu wat 'n lander verstorm waar en jy sit en so. Dit is so van dinge wat net bang word. Maar nie mense nie. Nee.
Freek, jy is 'n legendariese uitsaaier. Baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was regtig 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie. Groot plesier. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.